Die Here is aan die werk, self in jou nog nie. Ek lees graag saam in hierdie reël vir ons saam, Lukas 1, vers 45 tot 47. Gelukkig en bevoorreg is sy wat geglo het, dat wat die Here vir haar gesê het, gaan gebeur. Maria sê toe, met my hele wese prys ek die Here. My binneste loop oor van vreugde, oor God, my redder. Hierdie woorde kom uit 'n tonele gedeelte, juis op Kersdag, wat borrel en oorloop van vreugde. Lukas gebruik gereeld woorde soos juig, geseënd, barmhartig, om vir ons te wys dat wanneer God aan die werk is, raak dit die diepste dele van ons mense se wese. Maar dit is ook vir ons 'n Kersfees oomblik. Wat beteken, Maria leef in hierdie oomblik die heilige tussenruimte tussen nog nie en alreeds, of tussen alreeds en nog nie. Maria is swanger met die verlosser, die Here Jesus Christus, maar hy's nog nie gebore nie. Elisabeth noem haar geseënd, nie omdat sy magtig is nie, maar omdat sy glo dat dit wat die Here se woord gesê het, vervul sal word. Die verhouding tussen die alreeds en die nog nie. Waar Sagaria 'n teenpool is, waar hy juis getwyfel het, hy het nie geglo nie, ontvang Maria God se woord met die oop hart, oop hande. En dit is hierdie loflied van Maria, vir ons 'n kern van ons geloofs se wese. Sy praat van my siel en my gees. Dis haar hele totale wese, uit haar een stem roep sy die diep verhouding met die Here om te sê, ek vertrou die Here se alreeds vir my nog nie. Net 'n Kersfees se uitnodiging vir jou vandag. God is getrou in die belofte en in die proses. God werk alreeds lank voordat ons die volle prentjie gesien het. Miskien wag jy in hierdie seisoen vir iets in jou lewe. Mag Maria se geloof jou herinner, die Here is aan die werk, selfs in jou nog nie. Mag jy saam met haar terugkyk en onthou van die alreeds, en saam met haar getuig om te sê, my siel maak die Here groot, my gees juig oor God, my verlosser.